Die oudste seun kon dit net nie bedink nie, dat liefde genoeg is nie. Liefde van die Vader is alles. Hy het gedink, sy pa aanvaar hom en het hom daarom so 'n bietjie lief, omdat hy soeg en sweet en sy pa gehoorsaam en hard werk, homself gee en opoffer. Maar hy was vasgevang in afgedwaalde denke. En daardie denke het eenvoudig gesê, my pa moet my broer verwerp as 'n mislukking wie hy is, en hy moet gestraf word, en hy moet uitgegooi word uit die familie. Hy kan nie sy pa verstaan nie. Hy is kwaad, want hy verstaan nie sy pa se wêreld nie. Nou dat sy pa sy jonge broer aanvaar het, en vereer het, en gevier het. Hierdie ouwe broer se wêreld het net heeltemal in mekaar gestort. Daardie seun moet gestraf word, maar in sy pa se wêreld moet daardie seun gevier word. En hy beleef net dat sy vader se wêreld 'n konflik in hom ontketen, waarmee hy net nie kan versoen nie, en daarom moet hy verklaar, ek kan nie hiermee vereenselwig nie, ek kan nie saam met hierdie familie voortgaan nie. Onthou, Jesus vertel hierdie storie nou daar, by 'n etenstafel, saam met tollenaars en die fariseërs luister, en by hierdie punt in die storie was dit baie duidelik dat Jesus direk met die fariseërs gepraat het, en hulle denkwêreld aangevat het. Die fariseërs was blind. Hulle het nie die liefdevolle hart van God geken nie. Die fariseërs het nie liefde verstaan nie. Hulle verstaan nie wat God alles is en gegee het nie. Die fariseërs, volgens hulle, het hulle goed gedoen. Hulle het die wet nagekom. Hulle het die bose vermy. En dit, volgens hulle denke, volgens hulle oortuiging, het vir hulle 'n plek bewerk, 'n uitsonderlike plek van guns met God. Hierdie godsdienstige mense het gesoeg en gesweet om die wet van God te hou. En so met tyd het hulle net nog meer en nog meer wette uitgedink, om ander te beïndruk, om hulle valse God te beïndruk, die een wat hulle geskep het, en om te suggereer dat ware lewe en aanvaarding van God gevind kan word in vertroue in God se liefde, en om dit net te ontvang. Dis mos pure malligheid, om te dink, daar was liefde en guns vir diegene wat nie die reëls hou nie, wat die verkeerde en sonde en bose dinge gedoen het, geen goeie gedoen het nie. Is ondenkbaar. Hulle hoef net die liefde te ontvang. Nee, die fariseërs se hele geloofssysteem was gewortel in werke. Volgens my werke gaan ek aanvaar word, of volgens my werke gaan ek verwerp word. Ja, hulle is kwaad, soos hierdie oudste broer, want hulle het gevrees dat dit wat hulle altyd geglo het en vir ander mense geleer het, nou bedreig word, en in mekaar stort deur dit wat hierdie Jesus, hierdie rabbi van Galilea, nou vir hierdie mense vertel. Nee, dit kan nie. Die oudste seun het gedink, ek kan nie verder in hierdie huis van my pa leef, as my jonge broer nie gestraf word nie, want hy het nie by die reëls gehou nie. En dit is wat godsdiens, die wet doen, dit vergelyk. Ek is beter as daardie een, daarom het ek 'n bietjie sekerheid vir aanvaarding. Jesus het hierdie punt ook geïllustreer in 'n ander storie wat hy vertel het. Ons lees in Lukas 18 vers 9, met die oog op sommige mense wat oortuig was van hulle eie regverdigheid en op ander neergesien het, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het opgegaan na die tempelterrein om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en so oor homself gebid. God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is, wat roof, onreg doen en egbreek pleeg nie. En ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week en ek gee 10de van alles wat ek verdien. Sien jy hoe
hierdie fariseer vergelyk. Hy vergelyk sy dade, sy werke, met die van 'n ander, wie sin op die oog af nie naasten byhou by syne nie. En hulle verlustig hulle self in hierdie vergelyking. Dit is hulle godsdienstige systeemdenke. Maar in hierdie storie beskryf Jesus God se oordeel, wat die gebroke mens heel maak, wat herstel, gesond maak, en vind almal wat verlore is. Hierdie storie vertel van 'n God wat versoening bewerk en verhouding bewerk. Kom ons kyk 'n bietjie hierdie storie in die lig van 'n hofsaak. Die oudste seun dagvaar sy pa oor die manier wat hy die jongste seun hanteer het. Die vader se gesindheid, hoe hy die seun behandel het, die guns wat hy het vir hierdie jongste seun is ondenkbaar. En die oudste seun lê bewysstukke voor. Hy het 'n lys van al die werke wat hy ooit gedoen het. Want hy het gesê, ek het vir jou gewerk soos 'n slaaf en ek het nooit. Hy bring 'n tydskedulaars bewys van die ure wat hy gewerk het op die plaas en al die goed wat hy gedoen het wat nie eers raak gesien is nie. En sy konklusie is, hey pa, ek is die perfekte seun. Arresteer hierdie kind. Vind hom skuldig, verwyder hom, gooi hom uit die familie uit. Maar die regter sê, jy het geen gronde nie. 'n Familie word gebou op verbondsliefde en vertroue. Jy praat van jouself as 'n slaaf wat gewerk het vir jou pa en jou hart is vol wrok teenoor jou broer. Maar jou pa hou aan om jou te hanteer met verbondsliefde. Hy sê vir jou, alles wat ek het is joune. Jy het niks daaroor gesê nie. Dit is nie as bewys neergelê nie. Alhoewel jy heeltyd geleef het in die oorvloedige fees van verbond, het jy dit nooit omhels of jou eie gemaak nie. Jy het dit nie eens geïmplementeer nie. Jou enigste obsessie was jou selfgeskryfde, selfopgestel kontrak. Die pa in hierdie hofsaak se enigste verweer was om te verklaar dat hierdie kinders van hom deel is van die verbond van liefde. Daarvan kan hulle seker wees en dit sal aanhou. Die fariseer se geregtigheid is om mense wat die reël breek te straf. En as jy dit doen, dan vereer jy eintlik almal wat die reëls so bes na hulle vermoë hou. En hulle het heeltyd hierdie hoop gehad vir beloning. En dit is versterk deurdat hulle verseker is dat die wat nie die reëls nakom nie, gestraf sal word. Die fariseërs kon net nie in die hemel aanvaar wat nie in die hel het, vol van die mense wat net nie die morele lering en wette van hulle God nagekom het nie. Hel is nodig verander vir die fariseer om die hemel te geniet. En in die fariseer se oë vir Jesus om te sit aan tafel met tollenaars, was om te sit in die hel. En dan vertel hy vir hierdie skuim van die aarde, dat hulle in God se guns is en dat God hulle liefhet. En dat daar vir hulle deure oop is, om vir altyd saam met God te wees. Nee, dit is net nie aanvaarbaar nie. Jesus het eintlik hierdie fariseer se verdraaide, misleide denke vasgevang in die oudste seun. Hy sou geliefd en aanvaar gevoel het en deel van die familie gevoel het as sy broer verwerp is en gestraf is. Deel van sy hemel was die kennis dat sy broer in die hel is. Maar die ouer broer se wêreld het net in mekaar gestort voor sy eie oë, in die lig van hierdie oorweldigende onvoorwaardelike liefde van sy pa. Genade het alles gebreek waaraan hy geglo het, alles wat die wet hom geleer het. En die enigste manier hoe hy godsdienstig sou oorleef, hy sou homself moes skei van sy pa se mal liefde. En Jesus wys maar net hier op 'n wonderlike manier dat om genade
te weier, is eintlik die grootste sonde. Dit is om Vader God te verwerp. En hierdie oudste seun het opgeëindig wat hy gekies het, donkerte. Maar dit het nou selfs donkerder vir hom geword, in kontras met die lig van hierdie partytjie van liefde en genade. Alhoewel Jesus se liefde altyd ook uitgereik het na die fariseërs en die godsdienstige leiers, al die pad tot by die kruis, waar hy ook daar gebid het dat hulle vergewe sal word, dat hulle dwaasheid nie toegereken sal word nie. In dit alles maak Jesus oorweldigend duidelik dat wat hierdie fariseërs verkondig as waarheid, was vals, was 'n leuen, was van die Satan homself, en dit behoort tot die bende van die slang. Dit hoort in die graf. Die idee dat God se weg nie die najaag van goed doen en die verwerping van die bose en slegte is nie, is ondenkbaar. Om enigstens daaraan te dink dat toewyding en dissipline om die letter van die wet te hou 'n Satan agenda is, en dit van die begin af, is walglik vir die toehoorders. Maar dit is wat Jesus gesê het, toe hy die fariseërs aangespreek het. Hy het vir hulle gesê, julle teologie kom direk van die duiwel af. Ons lees in Johannes 8 vers 44 tot 45. Julle kom van julle vader, die duiwel, en julle wil die begeertes van julle vader uitvoer. Hy was van die begin af 'n mensenmoordenaar, en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy 'n leuen vertel, vertel hy dit uit sy eie, omdat hy 'n leuenaar en die vader daarvan is. Maar omdat ek die waarheid praat, glo julle my nie. Die verskil tussen die boodskap van Jesus en die van die fariseërs was soos 'n skeur wat nie oorbrug kon word nie. Dit was nie net dat die fariseërs Jesus in hulle lewe nodig gehad het om maar net 'n klein aanpassing in hulle boodskap te maak, of net so 'n bietjie herstelwerk in hulle teologie te doen nie. Die enigste hoop vir hierdie wettiese, godsdienstige fariseërs was om die gebou heeltemal af te breek en van voor af te begin bou met 'n nuwe blou druk en 'n nuwe fondasie. By die storie sien ons dat dit seker die ergste oomblik ooit vir die oudste seun was. Hy het sy pa verontagsaam, hy het sy pa onteer, hy het sy pa in skande en vernedering gebring voor die hele omgewing. Hy het sy pa voorgestel as wreed en harde slawe meester. Hy het geskreeu in sy pa se gesig dat hy nie deel is van hierdie familie nie, dat hy nie gaan deel hê aan liefde en vergifnis nie, en dat hy nie langer met hierdie malligheid opgeskeep sou kon sit nie. Dit is op hierdie spesifieke punt dat die pa hom verklaar het as sy geliefde seun en mede-eienaar van alles wat daar was. Het is juis as ons bewus raak van hoe groot, hoe sterk ons harte gedraai is na die wet en sonde, dat God se liefde en sy genade openbaar word in sy volheid. Waar sonde gedei genade juis meer. Die pa sê toe, ons moet fees vier en bly wees, want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Daar is nie 'n einde regtig vir hierdie storie nie. Ons, ek en jy, is die einde. As ons onsself belyn, as ons kies, as ons vereenselwig in ons lewe met een van hierdie seuns wat Jesus hier beskryf het in die storie.